Ons het nog so 'n minuut of 2, maar Shanae, jy moet hulle gou vertel van gister se 3 minute. Se laaste vertel gou vir hulle van gisteraand. Hierso, van die mikrofoon. Dat die ouens op die TV ook kan hoor, op YouTube. Maar net hier staan. Ja. Nee, gisterand se diens was baie wonderlik. Wouter het met ons gekom praat oor aanbidding. En gewoonlik is die aanddiens maar net so 'n uur lank en dan het ons so 3 minute na die tyd wat ons net bietjie sit en op die woord mediteer. Maar Gerrit was so mooi deur die Gees gelei en hy het ons net verder in aanbidding gevat na die diens en ons kon regtig net soos baie nader aan die Here gaan in daai ambiance. Het nie gevoel soos daai restaurant waarvan jy gepraat het nie. So dit was wonderlik geweest. Ons kon regtig net soos die Here se teenwoordigheid hier in die kapel voel en mense kon regtig net alles wat hulle moes neersit voor die Here daar neersit en ek hoop ons kan baie meer sulke aande hê. Dit was baie goed geweest. Dankie Wouter. Het was so lekker toe sy sê, ons gaan nou 3 minute net mediteer na die erediens en op die Here reflekteer. En sy gaan staan aan die een kant en hulle hou aan worship. En hulle hou aan worship. En hulle hou aan worship. En ons kyk en niemand loop nie. Niemand loop nie. 'n uur later, 7 uur, toe sê Gerrit, maar ek dink die 3 minute is nou om. So toe. Vanoggend stuur, ek dink Denise, of iemand vir my, Corlia, stuur vir my 'n WhatsApp wat sê, as ons nie opgehou het nie, dan sou hulle hier gebly tot die oggend toe. Ons sou aangehou sing het. Ek weet net nie hoe sou die worship span gevoel en gelyk het nie. Ja. So bly en dit was so mooi, want die Gees van die Here was so teenwoordig en dat 'n klomp mense regtig ontmoeting met die Here gehad. As ek so opkyk en net gesien het hoe mense net staan in worship en dan dink ek, julle dis lekker om dit te beleef. Die young adults wat net hier staan in worship, almal een ou lê hier en een ou staan daar en dis wat ons regtig vir die Here moet bid. Ons sê konstant vir die Here, kom en beweeg soos wat hy wil. En dan gebeur daar sulke goed. En ek besef altyd hierdie ding, en ek weet nie of julle dit besef nie, ek bid baie keer vir herlewing. En dan sê ek vir die Here, Here, ons wil herlewing hê. En dan sê die Here, is julle reg vir herlewing? Besef jy dat die klankman so 'n bietjie ongemaklik gaan wees as herlewing uitbreek? Daai wat nou so 2 jaar terug, 3 jaar terug in Amerika uitgebreek het, daai studente wat so saamgekom het. En toe is hulle byeenkoms, hulle chapel byeenkoms hou toe ek dink vir 'n maand aan. En dis 'n bietjie 'n rowwe een. Hy het net aangegaan. Imagine dit. Dan moet jy skielik ander planne begin maak, so, want iemand moet gaan slaap en iemand moet huis toe gaan en iemand moet eet en hier's nog, en dit gaan net so konstant aan. En partykeer dan dink ek, ons eie koppe, ons eie gemak, ons eie vooropgestelde idees, noem dit wat jy wil, is partykeer so bietjie in die pad van herlewing. En as ons regtig sê, Here, laat herlewing kom, dan moet hy verby ons koppe, ons gemak, ons program, ons dagboek, ons goedjies werk. Selfs net om gisterand 'n uur aan te gaan, was van die Christel wat hier gestaan in worship het, sy kinders, ek dink nie Frikkie het geweet wat hom tref nie, hy is hier waarskynlik met al die kinders vir 'n uur ekstra. Hy wag dat sy vrou huis toe kom en sy kom nie huis toe nie en dis wat typies gaan gebeur. En ek dink ons moet onsself so 'n bietjie gereed maak dat dit meer gebeur, want dis waarvoor ons bid en dis wat ons vir die Here voorvra, dat ons so 'n bietjie gemakliker is, dat as iemand nie dadelik opdaag of dat jy nie dadelik huis toe gaan nie of iets en die Here het opgedaag en ons is gemaklik daarmee en dis okay. Maar dit was so lekker om net so in die Here se teenwoordigheid te sit, Desi. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, dis anders dan nee. En ek moet vir julle sê donderdag aand, iemand het dit nou gister opgesom toe ons so voor die diens net saam bid. Sê iemand, daar was 'n besonderse vreugde in donderdag aand. Daar was net 'n opgewektheid met die hemelvaartdiens. En ek dink Dot het gesê dis die grootste hemelvaartdiens wat ons nog ooit gehad het. Ja. So en dit is lekker. Die mense wat net voor die tyd saam kuier en eet in die voorportaal en later toe loop ek, want die Young Adults het nog gestaan en kuier met die hemelvaartdiens en hulle was ook 'n groot klompie, né? Dit was 'n lekker groot opkoms van die jong mense. So ek het besef daar's iets oor die belangrikheid van hemelvaartdiens wat ons moet bly beklemtoon elke jaar. Dit is maar 'n diens om te celebrate saam met die Here. Goed, gaan ons begin met Romeine 3 vers 21. Ek en Dot het 'n vergadering 7 uur. Ons sal so 5 of 10 minute voor die tyd loop. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie dat U goed is en dankie dat ons vanaand met goeie nuus begin. En saam die goeie nuus van die evangelie kan deel uit hierdie pragtige stuk van Romeine 3 vanaf vers 21. Here, dankie dat ons net so ook kan besef U werk in elkeen van ons harte deur geloof en genade. En dankie dat ons so 'n bietjie daarby kan kom stilstaan vanaand. Ons eer U, Jesus. Amen. So waar het ons laasweek gestop? 23 met die slegte nuus. Al 4 die tipe sondes wat jy op jou eie kan probeer by die hemel uitkom en dit nie gaan regkry nie. En vandag 3 vers 21. Nou kom ek sê net gou vir jou. Nee. Ek het nou eers vir jou vra. Okay. In verband met verlede week. So ek wil weet, as ek hierdie verduideliking het in my kop, of verstaan ek dit reg? Okay, so jy het verlede week gepraat oor justification en ons stand in die Here, né? So nou ek het nou vir myself vereenvoudig. Nou ek wil weet of is ek reg? As ek nie reg is nie, pre-record, né? Edit. Nee, maar want ek het nou baie geloop en dink daaroor en dit is 'n moeilike konsep. So toe wil ek weet. As ons praat van ons stand in die Here, vergelyk ek dit met ek is met jou getroud, ek is mevrou van der Merwe. So dis my stand, ons het 'n wettige ding en oral waar ek teken moet ek nou die van der Merwe teken. Dis Nee? great, né? Goed. Sy is baie bedroef want sy was kronje. Ek dink daar is die eindkronje. Het 'n bietjie weer gegaan met van der Merwe, maar ek kies jou nie. Ag, dankie. Ten spyte van jou van en dis okay. Maar so my stand met jou is ek's mevrou van der Merwe. Dit kan beteken dat ek partykeer nie vir jou kos maak per ongeluk nou of 'n fout maak of jou kar stamp of Ja. ja, ek het nie. Ek bedoel net of iets verkeerd doen of ek kan vir jou kwaad wees en opsetlik iets verkeerd doen, Ja. né? So dit mag dalk nie voel soos mevrou van der Merwe nie, Ja, maar jy dan bly oor bly my mevrou van optrede der kan Merwe. partykeer per ongeluk wees dat ek vergeet om vir jou ontbyt te maak of opsetlik kan ek vir jou dit het nou nog nie gebeur nie, maar ek bedoel opsetlik kan ek ewen vir jou Hulle kan in my wees en- lyf sien dat ek word nie mooi gevoed nie. Nee, maar ek bedoel, opsetlik kan ek so ver gaan om vir jou kwaad te wees en jou kar te stamp of in 'n paal vasry. Beloof ek het dit nog Asseblief nooit gedoen nie. nie. Maar dis so want ek probeer verwys na sonde dat partykeer kan 'n mens iets verkeerd doen en dit was nie jou intensie nie, maar dit is nie reg teenoor die Here nie. En ander kere kan jy aspres doelbewus teen die sê wil ek wil nie in, breek met hierdie sonde nie. So dit probeer ek nou vir myself eenvoudig. En dan maar al stamp ek jou kar per ongeluk of aspres. Ja. Ek bly mevrou van der Merwe. Ja. My stand teenoor jou bly ek jou vrou. Ja. Tensy ek die dag doelbewus na jou toe kom en vir jou sê, hier's jou ring terug.
ek wil nie meer mevrou van der Merwe wees nie, ek verbreek ons verbond, ek verander my ID terug na Cronje toe, Ja. en dan het ek doelbewus uitgestap uit die in die rug gedraai, ja. 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 Maar dit moet 'n doelbewuste, ek breek my, dis nie, even toe ek het nie, maar ek bedoel net, even toe ek doelbewus kwaad vir jou was en jou kar gaan smash het teen 'n paal, was ek nog steeds mevrou van der Merwe. Yes. Maar die dag as ek na jou toe kom en sê, ek gaan my ring teruggee nie, want dit is 'n mooi ring. Okay. Maar Ja. hier is, ek gaan aan my van verander, ek is met jou getroud nie, ek trek uit die huis uit. Okay. Verstaan, is dit hoe mens uit die stand, Ja. uit, sal jy, met ander woorde, sonde, al staan jy in geregtigheid by die Here, gaan sonde nie maak dat dit My verander nie, stand maar as verander. jy, ja, jou stand, maar kan as ek- jy doelbewus vir die Here sê, Here, ek wil U nie meer dien nie, ek aanvaar nie wat U vir my die kruis gedoen het, nie, Ja. of sê, Ja. dit wat ek geglo het, is nonsens, daar is nie so iets nie. Dis daai doelbewuste, Ja. is dit wat jou stand in die Here gaan Jy wegvat, maar nie sonde nie. jy vra baie goeie vrae, maar jy vra 2 of 3 verskillende Nee, vrae. ek weet. So kom ons kom net eers by stand. Maar ekskuus, maak hierdie vergelyking sin. Um, Okay. Maar jy moet nie hele man se karre stamp. as ons by stand kom, Ja. kom ons eintlik by ons natuur. Ek gaan vandag gou weer ietsie Okay. teken oor ons natuur, oor Okay. wie ons is. Want dit sê hoe ons onsself sien en hoe ons onsself beskryf. So, kom ons praat van stand, natuur, wese, né? Okay. As ek praat oor wese, kan ek net vinnig vir julle sê, ek kyk vanoggend sit ek en Elide gou en gesels, ons gaan die 14de Junie preek ek en sy saam, en ons praat oor moederskap en hoe belangrik moederskap vir die Here is. Ons wat dit Moedersdag gedoen het, en toe het ons gedink Gerrit en Jelani se getuienis is beter vir Moedersdag. Dit was wonderlik, ek dink dit was baie goed. Maar ons wil praat 'n bietjie oor net die feit dat die Here die hele moederskap en gemaak in 'n moederskoot in gedagte gehad het vir elkeen van ons as deel van ons roeping. En ek wil doelbewus saam met haar daaroor praat sodat mans ook kan hoor dat ons oor moederskap praat en hoor dat dit in die Here se hart is en dat ek wil hê mans vrouens wat nie moeders is nie, maak nie saak of jy nou nog jonk is en of jy al ouer is, maar dat jy dink dis in die Here se plan, se skepingsdoel, want elkeen van ons is al in 'n moederskoot geweef. Nee, en ek wil so 'n bietjie daaroor gesels, eintlik Alida wil daaroor, ek en sy gaan die meeste van die praatwerk doen, maar een van die mooi goed wat sy sê, is daai vasmaak van die wese van 'n mens, the being, en dan praat sy van, wanneer jy 'n kind borsvoed, is daai afstand, die afstand wanneer 'n ma 'n kind bevestig, en die krag van wat alles deur die oë van 'n ma na 'n kind toe gaan. En ek het nou gedink, okay, maar kyk die kind vir jou. Nou sien ek met Annie weer, hulle kyk vir jou. Ek voer haar met 'n bottel, dan sit hy oogies so vir my en kyk. So. En nou is daar 'n klomp wetenskaplike goed van, hulle map jou gesig, hulle identifiseer met jou, en dis wonderlik 'n pa en 'n oupa en 'n ouma kan bottel gee, maar wanneer 'n ma borsvoed, is daar iets bonatuurlik wat gemap word en wat gebeur en wat verbind tussen hulle. En sy praat van being, sy gaan dit nou mooier verduidelik as ek, maar wat ek net weer besef is, ons het elkeen, maak nie saak wie jy is nie, bevestiging nodig van wie jy is, nie wat jy doen nie. Jy het dit van 'n ma nodig gehad wat jy openlik geborsvoed het. En nou kan jy sê, ja, maar dit was te kort, of dit was nie daar nie, of ek was aangeneem, of my ma het my verwerp, of wat ook al. Maar die Here,
Hy het daai aangesig tot aangesig. Want terwyl ek en sy met mekaar praat, begin ek sommer trane in my oë kry en ek dink aan daai Pana'a, die Here wat sy aangesig oor jou laat skyn en vir jou vrede gee. Daai wat ons vir mekaar oorgesels het, as julle kan onthou, Jesus het Johannes 20 voor sy disippels verskyn en elkeen van hulle in die gesig geblaas en gesê, ontvang my Heilige Gees. Want Vader God het Adam geskape en die Gees van God in hom geblaas. En nou ervaar ek en jy dit met die Gees van die Here wat lewendig in ons geblaas word. Daai Pana'a, daai wedergeboorte, daai kind wees, hy wat ons in sy oë kyk, hy wat ons in ons oë kyk, sodat ons gevestig kan word in wie ons is, nie wat ons doen nie. As jy tot wedergeboorte kom, is daar 'n stand van wie jy is, nie wat jy doen nie. En dis eintlik die bottom line van wat ons ook vandag gaan oorgesels, is jou stand, jou natuur, want eintlik moet ons vir mekaar sê, toe jy in Adam was, in sonde ontvang en gebore, is jy in 'n sondige natuur, toestand, stand, whatever. Jy was kronje, shame. en in Christus word jy 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. As ons sê jy word 'n nuwe skepsel, word jou natuur verander. Dis die belangrikste ding. Bonatuurlik is daar 'n oorhandiging dat God sy natuur vir jou gee deur Christus Jesus, deur genade. En dis waaroor vandag se stuk ook gaan. So, ja, jy het dit 100% reg opgesom. Van ons het 'n stand, sondige stand. Ja, maar gaan net een ding terug, is dat daai sondige stand, of om dit reg te kry, was ook 'n besluit van waar jy vir die Here vra vir vergifnis en wil met hom in verhouding wees. So dis 'n tot bekering kom. Verstaan, ek het nie een oggend wakker geword en toe stuur in die pos vir my 'n ID, Dorothy Ann van der Merwe nie. Dit was 'n ja, ek trou met jou. Ja en nee. Hoekom? Vers 22, maar ons moet eers daarby kom net nou. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus. Die Here sê nie, hierdie geregtigheid gee hy as gevolg van die geloof in Jesus Christus nie. Hier's 'n groot misterie, groot geheimenis, groot moeilike ding in die skrif om deur te gaan. Wie het die eerste stap gedoen vir jou bekering? Jy of die Here? Die Here. Okay. Hy het die tafel gedek, alles gereed gemaak, en nou kan ons sê, ja, en toe besluit jy om tot bekering te kom, en toe het jy toe deur geloof tot bekering gekom. Regtig? Het hy nie dalk in jou hart gewerk, en jy dink, dit was jy wat dit besluit het nie. Verstaan jy? En hierdie goed is waaroor teoloë nou baie jare stry, en ek gaan nie in die detail hier ingaan, en hier's ouens wat glo, nee, nie een van ons het enige keuse daarin nie, en daar's ouens wat sê, nee, ons het ook nog steeds 'n keuse daarin, en dis 'n groot gestry, maar ek wil die soewereiniteit van God in jou bekering ook by jou los, laat jy daaroor dink. Ja, jy het tot bekering gekom. Ja, jy het 'n besluit gemaak. Die Here override nooit jou wil nie. Hy wil altyd jou die besluit laat maak. Want jy's nie 'n robot nie. Dis eintlik waaroor alles gaan. Hy het wesens geskep met 'n perfekte wil van hulle eie, sodat hulle uit hulle eie kan kies om hom te aanbid. Dat hy nie engele het wat geskape is, wat hom outomaties aanbid nie. Ja, daar's 'n groep wat toe teen hom gekies het, maar het hulle eintlik almal van die begin af geskaap om vir hom te kies. Toe besluit hy, wag, ek het nog 'n beter plan. Ek maak iemand wat in hulle wil moet besluit om my te dien.
kan kies. Die bruidegom het die invite gegee. Yes. Ja. Ja, 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 ja. Maar en julle moet hierdie spanning in die skrif beleef. En ek wil amper sê, dit nie probeer uitwerk met jou kop nie. Hoeveel van dit was jou liefde vir hom wat jou by hom uitgebring het, en hoeveel was dit sy liefde? Ja, hy het uit die tafel gedek, hy het sy seun gestuur, hy het die kruis, hy het die verlossingsplan gegee, maar hy het jou nog steeds individueel persoon om jou hart te oortuig, toe jy nog 'n sondaar was, om by hom uit te kom. Ja, nou begin ons nog in moeiliker goed ingaan. Hy het al lank al besluit dat jy gaan kies en jou toegehelp om te kan kies. Nou kom ons by uitverkiesing uit. Verstaan? Maar daar was steeds 'n uitnodiging van die bruidegom, ja, van die Here, wat jy moes aanvaar het. Ja, Want as ons nie sê, jy moes dit aanvaar het nie, dan beteken dit die hele wêreld is se stand is dieselfde in die Here. En dit is nie so vir die ongelowige wat dan nie glo in Jesus Christus nie. Hy's nie in dieselfde stand nie. Ja. So kom ons kom net nou daarby, maar baie goeie vraag. Stand, natuur. Ons kan nie ons natuur verander nie. Ons het 'n nuwe natuur nodig. Ek dink heeltyd aan daai sê ding van 'n leopard can't change its spots. Jy moet heeltemal 'n ander leopard word. Jy moet heeltemal 'n ander dier word. Ons kan nie ons sondige natuur verander nie. Ons moet iets anders te word. Ons moet die natuur van Christus kry. Ons moet hom ruil. Sy natuur, en dan moet iemand betaal vir die sonde van ons natuur. En hy het dit gedoen aan die kruis. Hy het dit op hom gevat, hy het dit geneem, en ons gaan dit nou vanaand lees. Jy het een vinnige ander ding aangeraak, baie moeilike ding, weer eens een van hierdie spannings in die Bybel. Goed, as ek nou gered is, kan ek een of ander stadium ongered raak. Daar's hierdie twee spannings in die teologie, Calvinisme en Arminianisme, wat een van die goed waaroor hulle verskil is, die een sê, eenmal gered, altyd gered. En die ander een sê, nee, ek kan my salvation verloor, as ek een of ander tyd my rug draai op die Here, die trouring teruggee en sê, ek is nie meer met jou getroud nie. En dan sê ons vir mekaar, okay, maar wat sê die Bybel? Ja, die Bybel sê al twee. Die Bybel sê letterlik, eenmal gered, altyd gered. En dan op 'n ander plek, as jy jou rug draai op die Here, Hebreërs 6, dan kan jy jou verlossing verloor. So die Bybel maak 'n standpunt vir al twee, en ons moet eintlik die konteks van dit in kry en 'n diep studie doen, maar dit lyk vir my dat as jy by die Here uitgekom het, kan niks jou uit die Here se hand uit red nie, pluk nie. Niks kan jou uit die Here se hand uit wegruk nie, behalwe jou eie keuse, want die Here gee jou 'n vrye wil. Dis eintlik waar die oor die onvergeeflike sonde gaan, is die sonde teen die Heilige Gees. Hy oortuig jou om tot bekering te kom, jy kom tot bekering, en dan op een of ander stadium sê jy, nee, ek wil nie meer nie. Ja, baie moeilik. Party mense sê, nee, nie eers jy self kan jou uit die Here se hand uitruk nie. Ek stem nie daarmee saam nie. Ek dink die Here is so soewerein, so goed, dat hy kan sê, ek staan terug, dat as jy die keuse maak om jou rug op my te draai, as jy my wil skei, en my trouring wil teruggee, die doop, dan sal ek dit ook so aanvaar. Ja. Hartseer, maar ek dink dit is hoe dit werk. So, moeilike teologiese ding. Verseker. Maar daar is skrif wat sê, as jy dit dan eers jou rug, eerste keer op hom gedraai het, dan is daar nie weer terugkom nie. Daar so skrif.
Ek het nie nou al die skrifverwysings nie, want ek het nou nie verwag om 'n moeilike vraag soos daai te kry nie, maar dit is een van die goed wat gebeur. So, ek hoop so, Wynand. Dit lyk nie so vir my die skrif uit nie. Maar ek hoop jy's reg en ek's verkeerd. Probeer jy sê Wynand, jy kan nog tot bekering kom na die dood. Verstaan as mens Ja. Ek wil nie hierdie hele teologiese can of worms, want ons gaan hier al hoe dieper en dieper en dieper. Hierdie is al klaar moeilik genoeg. Vers 21. Maar ek wil net tot iets sê 27. oor daai sonde teen die Heilige Gees. Ja. Nee, Wynand, want ek vra net, dink jy daar gaan 'n geleentheid wees dat 'n mens dalk nog tot inkeer kan kom en as dit, ja, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar ek wil net iets vertel van Derek Prins wat ook 'n teaching het oor hierdie onvergeefbare sonde. Ek wil nie oor die vage vuur begin Ja, gesels nee, nie. ek gaan nie. Maar wat hy praat oor, wat hy ook mense geleer het rondom die sonde wat nie vergewe kan word nie. En toe het hy die storie vertel van 'n ou wat hy gaan besoek het in die tronk. Maar die ou het totaal sy rug gedraai op die Here en die announcements gemaak van ek het nonsens geglo hierdie bestaan nie en dit en dit. En hy was actually 'n prediker en dit, maar hy het heeltemal weggeloop van die Here af. En toe Derek Prins hom probeer bedien en die ou het net vir hom gesê ek kry dit net nie reg in my hart nie. Dit is asof my hart net so verhard het teen die Heilige Gees. Hy het net gevoel hy het dood gegaan geestelik. Maar toe sê Derek hierdie ding, toe sê hy, maar as jy nog in jou hart loop met Here, maar het ek nie dalk nou iets verkeerd gesê of Here, het ek nie dalk nou die onvergeeflike sonde gedoen nie, dan wys dit juis nee, jy het nie, want as jy op so ver punt is, sal jy nie eers meer daai uitroep in jou hart hê van, maar Here, ek wil nie teen die Heilige Gees sondig nie. So dit was nogal vir my mooi om dit te sê, want jy sal nie jy sal nie die begeerte om teen die Heilige, om nie, wat? Ja, teen die Heilige Jy sal nog Gees te steeds gaan. daai sonde besef in jou hê. Ja. En dis hoekom mense dit vra, nou, wat is dit? So, ek dink die feit dat mens bang is vir dit wys, jy's nie daar nie. Kijk. Maak dit sin. Vers 21 Kijk, tot sal nou niks 27. meer sê nie. Tot 31. Nee, kan maar. Ja, sy was laasweek nogal stil. As ons nou hierdie lang stuk oor sonde gehad het, net tot by vers 3 vers 20, van 1 vers 18 tot by 3:20 toe. Nou kom ons nou by vers 21 tot 31, en wat ek eintlik wil hê, julle moet soort van opsom, is dat veral vers 21 tot 26, maar kom ons sê vers 21 tot by vers 31, daai 10 verse, is eintlik die opsomming van die res van Romeine wat kom. So hy begin die goeie nuus deel van wat hy nog gaan sê in hoofstuk 4, 5 en 6, 7 en 8. Hy begin die evangelie opsom vir ons. So dis 'n concise opsomming. Dis altyd goed om na Romeine 21 tot 26 toe te verwys. In tye van 'n geloofskrisis, in tye wat jy wonder, ek wonder, Here, dien ek hier nog? Gaan dit nog goed met my? Lees hierdie, skryf dit ergens neer, gaan skryf dit uit, gaan bepeins hierdie gedeelte. Hierdie is 'n geweldige belangrike gedeelte, maar ook 'n geweldige moeilike gedeelte, omdat dit 'n opsomming is van dit wat hy nou in verskillende boeke verskillende hoofstukke gaan skryf in Romeine. Maar dit help ook vir my en jou om te weet, ek en jy gaan vanaand so 'n bietjie daaroor gesels, maar ons gaan verseker nog in hoofstuk 4, 5 en 6 oor hierdie konsepte verder gesels. So as jy voel, wag, ek verstaan nie alles nie, weet net, dis 'n baie goeie opsomming, wat ons nog gaan uitpak en uit mekaar uitsit in ander hoofstukke verder aan. So, kom ons begin deur te lees. Ek lees tot by vers 31 en dan kom ek terug. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig,
sonder wet bekend gemaak. As jy 'n die daar het, trek jy die dood, daar staan nie 'n die nie. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer, die heerlikheid aan God ontbreek by hulle. Eer, nie so goeie vertaling nie, glory, heerlikheid, beter vertaling. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek, party vertaling sê verlos, deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daar gestel as versoeningsoffer. Ons gaan nog oor versoeningsoffer 'n bietjie gesels, wat deur die geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat aan hom glo regverdig te verklaar. Ek dink ons moet tot daar lees en dan gaan ons weer terugkom. Goed. Maak dit vir julle sin? Verstaan julle alles wat daar staan? So maklik nie. Ja. Dis moeilike teologie hierdie. Paulus is besig met moeilike goed. Die interessante ding wat jy nou sê, dis onsamehangend gesê, nê. Want Paulus het 'n triek. Hy en Lukas die dokter, hulle het nou dieselfde triek gehad. Dat hulle partykeer moeilike goed in een sin skryf. Die vers 21 tot by vers 26 is een sin in die Grieks. Hoeveel sinnetjies is dit hier by ons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ek tel so 7 of 8 sinne hier in Afrikaans. Een sin in Grieks. As jy een sin in Grieks het, is hy een werkwoord. Nou ons het altyd in die Griekse klas hierdie tipe sinne gevat, en dan moet jy hom nou uitlê en die hulpwerkwoorde en baie moeilik. Ek het altyd gesuffer met daai Grieks. As ek na hierdie sin kyk, is dit een van daai moeilike goed, wat jy eintlik moet gaan uitmap en uitteken, en waar is die kern van dit, en wat sê Paulus eintlik, maar dis geweldig komplekse teologie wat Paulus besig is om te verduidelik. En om dit uit Grieks uit in Afrikaans oor te vertaal, dan is dit onsamehangend. Dan is die sin 'n bietjie lomp. Want jy probeer een gedagte in 7 of 8 gedagtes nou deel. En Paulus is eintlik besig om een belangrike ding hier te sê. Kom ons begin deur te sê, maar nou word die geregtigheid, die vryspraak van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder wet bekend gemaak. In Engels lees hy dit andersom. Hy lees dit so, maar nou word die geregtigheid van God sonder wet bekend gemaak, waarvan die profete en die wet getuig. So, wat sê besig om te sê? Hy sê, luister, daar's 'n manier om reg te wees met die Here. En dis wat ek en jy soek, nê? Dis waaroor al hierdie hoofstukke gestaan het. Kom ons stop net eers gou. En ek wil hê jy moet jou pen vat en die woordjies maar nou onderstreep. Die belangrikste maar nou in die hele Bybel. Maar nou. Hoekom maar nou? Want dit wys, dankie tog, ons het dit nie gemaak die 4 vorige probeerslae om in die hemel te kom nie. Onthou julle, moralisme, wettisme, judaïsme en afgodediens het nie gewerk nie. Maar nou het die Here 'n plan. Maar nou het die Here 'n plan kom openbaar, kom bekend maak, kom vir ons daarstel. Daar's 'n mooi Engelse vertaling wat sê, hy manifested it. Hy het dit kom manifesteer, kom oopmaak vir ons. Maar nou word die geregtigheid van God. As ek daarna kyk en ek dink die geregtigheid van God, om met hom reg te staan. Besef jy, voordat ons aangaan, dat die geregtigheid van God ook eintlik 'n persoon is? Is julle met my?
Die geregtigheid van God is Jesus Christus. Hy het ons kom wys wat dit is om reg met God te leef. Die enigste een wat dit reg gekry het. So, maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete, as jy lees wet en profete Ou Testament, nee, die Torah en die Navim en die Ketavim, gaan nie nou daarby vashak nie, ek het dit al klomp kere vir julle verduidelik. Wet en die profete, Ou Testament getuig. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die Ou Testament getuig, sonder wet bekend gemaak, sonder reëls, sonder moedse moenies, word hy aan julle bekend gemaak, word hy aan julle geopenbaar, word hy aan julle gewys. Immanuel, God, die perfekte, die een wat reg is, sy geregtigheid met ons. Hy kom openbaar homself met ons. Deel van dit. Dat Jesus homself aan ons kom openbaar het, is genade. Ja, sy geregtigheid, sy loving kindness. So, vers 21, maar nou, ons het vasgehaak by al die tipe sondes, maar nou het die Here 'n plan gegee. Sy plan, 'n perfekte geregtigheid. Sy plan, Jesus, die een wat reg is, het hy aan ons kom openbaar. Sonder reëls en regulasies, sonder moeds en moenies. OK, vers 21, vers 22, hierdie geregtigheid, onthou ons het gesê dis Jesus, gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Hierdie reg met die Here staan, kan jy kry in Christus Jesus, deur geloof in Christus Jesus, deur in hom te glo. OK. So, wil jy reg wees met die Here? Glo in Jesus. Dis die opsomming, dis my woorde, my vertaling van vers 21 en 22. So, na al hierdie sonde, moraliteit, afgodediens, wettisme, judisme, na alles wat ons probeer het en dit werk nie om by die Here uit te kom nie. Wil jy by die Here uitkom? Glo in Jesus. Wil jy reg wees met God? Jesus. Geloof in hom is die antwoord. So dis vers 22. Vers 23 sê hy, want daar is geen onderskeid nie. Almal. Hy is nou besig om te sê Jode en nie Jode nie. Het trouens gesondig en die heerlikheid van God ontbreek by hulle. Is net wees besig om te sê, onthou die sondeval, daai prentjie van my, almal het geflop, almal is onder, almal is daar in die modder, almal is daar, Jode en nie Jode nie. Dan sê hy, en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding van Jesus Christus. Onthou, ons sê, dis die Here wat jou oplig. Goed. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer. God stel hom daar. Sien julle dit? Vers 26. God het hom deur sy bloed daargestel. Dimmen, gee my jou vertaling. Vers 25. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening. Net daar. Hom het God, wie doen die aksie? God. Met wie doen hy die aksie? Met Jesus. So, Vader doen met Jesus iets. Hy stel hom as die offer in ons plek. Hy sê, God het hom deur sy bloed, by the way, bloed is geweldig belangrik. Bloed was oud-testamenties reg deur die teken van versoening, van 'n offer, van vergifnis. Bloed, daar's lewe in bloed. Dat as jy gesondig het, moet jy met jou lewe betaal. Bloed moet daarvoor betaal word. Bloed van diere, maar gelukkig nou die perfekte bloed van sy perfekte offer, sy seun Jesus Christus. God het hom, Jesus, deur sy bloed, daargestel as versoeningsoffer, wat, hoe kan ons hierdie versoeningsoffer kry?
wat deur geloof verkry word. Hoe kan jy die versoeningsoffer op jou van toepassing maak? Moet jy 'n ritueeltjie doen, moet jy die bloed op jou spat, moet jy nagmaal gebruik, moet jy iets doen? Net geloof. Jy moet die geloof vat. As bewys van sy geregtigheid, so, jy moet die geloof vat, hierdie versoeningsoffer, dit joune maak, en dit sal wees dat jy dan reg met die Here staan. Is julle nog met my? Dit is eintlik moeilike goed, maar as jy mooi dit afbreek, dan is dit die gospel in sy eenvoud. Ek gaan hom nou teken hier op die bord. Nou sê hy, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Jou sondige natuur, jou sonde waarin hy was, het hy in sy verdraagsaamheid, het hy in sy genade verbygekyk, vergewe, vryspraak gelewer. Lees gou jou vertaling daar. Ja. Om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid. So, daai oorgesien is mercy, not getting what you deserve. Dis wat hy nou met ons mee besig is. Hy sien nie meer ons sondes raak nie. Hy spreek ons vry. As jy my verloor het, ek gaan dit nou weer vir jou teken, dan gaan jy by wees. Maar hou byt net vas, ek wil hom net gou deurvat. Hy sê verder in vers 26. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys, om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo, regverdig te verklaar. Die Here het nou vir jou 'n plan bewerkstellig, om reg te kom met hom. As jy wil regkom met hom, moet jy glo in Jesus en dan verklaar hy jou regverdig, dan verklaar hy jou reg met hom. Is julle met my? Wil jy reg wees? My weergawe van vers 26. Wil jy reg wees met die Here? Hy het 'n plan vir jou. Die plan om reg te wees met hom is glo in Jesus Christus en jy sal reg staan met hom. OK. So dis baie lomp woorde en goedjies en partykeer dink ek, kan ons nie 'n Afrikaanse vertaling kry wat net mooi dit in common Afrikaans sê, soos wat ons praat nie. Want weet jy wat, om te sê regverdigheid of geregtigheid is moeilike konsepte, dan raak ons al klaar deur mekaar, net deur die een woord te sê. En ons sê eintlik, hoorie, is hierdie ou reg of is hy verkeerd? Net die woord reg beskryf eintlik regverdig. OK, regverdig is 'n bietjie meer as net reg, maar in ons terme om hierdie beter te verstaan, wil ek regverdig uitgooi en reg daarin sit, net sodat jy dit kan verstaan. Ek wil weer sê, regverdig is bietjie meer as net reg, maar vir waarmee ons nou besig is, byt vas met dit. Vers 27, is daar nog sprake van roem? Waarvan praat Paulus nou? As ons na die vorige stukke toe gaan, dan sal jy onthou vers 9, want dan, vers 9, is ons beter daaraan toe, hoegenaamd nie, want ons het alreeds tevore Jode sowel as Grieke daarvan aangekla. Hy is besig om in die konteks van wat ons van tevore gelees het in vers 27 te sê, hey, kan ons nog brag dat ons Jode is? Kan ons sê, hey, ons is trots daarop, ons roem onsself nog om Jode of wetties of die Joodse wet te kan onderhou. Ons is van die nageslag van Abraham. Kan ons onsself daarop roem? Dis die roem waarvan hy praat. Is daar nog sprake van roem? Ek het daar geskryf, Joodse trots. Nee, dit's uitgesluit. Ek kan nie op my Jodendom staan nie. Deur watter wet? Die wet van die werke. Nee, die wet van die werke, vra hy? Nee, deur die wet van geloof. My geloof, sê hy met ander woorde, is groter as my Jodendom. Is ek trots daarop dat ek 'n Jood is? Man,
great, wonderlik, oulik. Maar eintlik groter as my Jodendom is my geloof, die feit dat ek nou in Christus geloof het. Is vers 27, vers 28. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof, sonder die uitvoering van die wet. Ouens, dis nie die wet wat jou red nie. Dis nie die wet wat jou vryspreek nie. Dis ons geloof wat ons vryspreek. Nee. Ja, nou sê hy vers 29. Of is God net 'n God vir die Jode? Is hy nie ook 'n God van nie-Jode nie? Ja, ook van nie-Jode. Barbare is die woord daar. Letterlik die mense wat 'n gebrabbel praat. Barbare. Aangesien dit een God is wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar en ook onbesnedenis deur die geloof. Luister, die Here gee nie om of jy 'n Jood was en of jy 'n barbaar was nie. As jy geloof het, dan red hy jou. Dan maak jy jou reg met hom. OK? Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Wag so 'n bietjie, stop. As ons dan tot geloof kom, Jode en barbare, wat dan nou van die wet? Is dit nou nie meer, moet ons die Ou Testament weggooi? Dan sê hy, hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. Ons leef die wet uit. Ons gaan nou as Christene in ons heiligmakingslewe wys wat dit is, dat jy die volheid van sy intensie van die wet kan uitleef. Is julle nog met my? Party van julle lyk asof julle 'n bietjie bomskok het. So ek wil dit vir julle teken. Yes, dot. Maar ek wil nou Wat het jy 83 vertaling? Ja. Okay. Ja, wat nogal mooi is, né? Ja, So ja. as ek na hierdie stuk kyk, jy moet sê of ek dit reg verstaan. Dit voel vir my Paulus praat hier met die Jode om vir hulle te verduidelik jy moet dit help nie jy onderhou die wet nie, jy moet nou glo in Jesus Christus. Yes. Nee? En dan sê hy, dan bring hy die heidene in om te sê, maar almal het gesondig en dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God. Om die Jood wat dink, ja, maar omdat ek 'n Jood is, tel dit nie vir my nie. Daar vat hy nou daai argument weg, want hy sê almal het dan sondig. Maar hierdie weet ek nie, want nou praat hy hiervan, of nou wil ek jou vra, as hy sê wat hy sê, hierdeur het God, die gedeelte wat hy sê, die sondes wat hy deur sy genade vergewe het, Oorgesien het. oorgesien het, Ja. maar in die teenwoordige tyd, nou dat Jesus vir jou gesterf het aan die kruis, hoe werk hy in die teenwoordige tyd? So nou wil ek weet, verwys hy hierna, na die mense wat gesondig het, voordat Jesus vir hom in die kruis kon sterwe, of van, wat is sonde praat hy hier? Hy is besig om te praat van toe jy 'n ou mens was, in jou ou natuur, Ja, het ek daai sonde vergewe. En jy staan nou reg voor die Here. Kom ons teken ons prentjie. OK. Lees jy vers 21, dan stop ek jou so ver as wat ons gaan. Goed. Begin, nee, sit net hier. Skryf net so 'n bietjie op. Maar ek wil hê jy moet lees, want ek wil jou nog steeds sien. Goed. Onthou, hier's Adam in die Here. okay. OK? So, maar ek lees nou die 83. Ja, kom ons sê dis Adam en ons sê hy staan regverdig met die Here. OK. Voor sondeval. Adam is reg met die Here. Hy staan regverdig. Stem julle saam? Yes. Goed. Maar lees gou vers 23. 23 sê, almal het gesondig en het nie deel van die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. So hier's 'n klomp goed wat hier gebeur. So in daai vers sien ons, toe Adam hier was, het hy saam met die Here gewandel, en het hy die heerlikheid van die Here beleef, né? Nee? Hy het die heerlikheid, die grace van die Here, die glory van die Here beleef. Hy het saam met die Here gewandel in die aandlig. Hy het fellowship met die Here gehad. Daar was
lewe, daar was ewige lewe en hy het saam met die Here gewerk. Goed, sy sondeval het Adam eintlik doodgemaak. Hy was nie dadelik dood nie. Dood het in sy lewe ingekom. En wat is eintlik dood? Sy verhouding met die Here is gedood. Sy heerlikheid, sy eer aan die Here is gedood. En dis wat vers 23 sê. Almal in Adam, almal het gesondig en kom kort die heerlikheid van die Here. Goed, nou is ons hier, nê? Nou is daar 4 goed. Afgodediens, dit werk nie, dit flop. Nee. Moraliteit, ons try weer daar regkom met die Here. Dit werk nie, dit flop net weer. Wag. Kom ons try wettisme. Die reëls hou. Dit werk ook nie, dit flop ook. Of wat daarvan as ons Jode is? Dit flop ook. OK. So, en daarom is ons hier in hierdie sondeput gedompel en noem ons hierdie natuur, hierdie noem ons sondaar. Dis wie ons is, sonder Christus. Almal het gesondig en kom kort die heerlikheid van die Here. Jy is dood in jou gees, jy's 'n sondaar, jy kan dit nie maak nie. OK. Dis wie jy in jou identiteit is. Die Here moet jou nie net red van sonde nie, maar hy moet jou ook red van jou natuur as 'n sondaar. So hier is die ding, ek hoop ek sê dit nou reg. Jy's nie 'n sondaar omdat jy sonde pleeg nie. Jy pleeg sonde omdat jy 'n sondaar is. Maak dit sin? Ons sal nou daarby uitkom. Nee, jy is 'n sondaar en daarom pleeg jy sonde. Net nou gaan jy sien, as jy 'n geregtige in Christus is, het jy ook sonde, maar jy is nie meer 'n sondaar nie. Hier pleeg jy sonde omdat jy 'n sondaar is. Maar die Here gaan jou kind van God maak, nuwe stand, nuwe natuur, in Christus is jy iets anderste. En wanneer jy dan sukkel met sonde, is dit nie meer vanuit jou natuur vir sonde nie. So lees gou vers 21, Dot. 21. Ja. Maar nou het die vryspraak Deur God, hier's God, vryspraak deur, ja, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Ou Testament vertel ons van iets wat gaan kom, vryspraak kom. Goed? Vers 21, vers 22. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. In Christus te glo. Ja, God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Yes. Vers 23. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, Yes. maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Weer reg nou met die Here. Ons staan weer reg met hom. Ons staan weer reg met hom. Ons word vrygespreek. Hy spreek ons van ons sonde vry. En eintlik van ons sondige natuur, maar dit kom eers in vers 25. Goed, gaan aan. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloedversoening bewerk het vir die wat glo. Offer vir ons, om ons wat hier is, in geloof na hom toe te vat en weer op 'n vlak van heerlikheid te plaas, né? Ons kom kort die heerlikheid van die Here. Hy plaas ons weer op 'n vlak van heerlikheid. Wanneer verheerlik jy die Here? Jou heerlikheid, jou glorification begin nou. Jy begin nou al die Here glorify in die feit dat jy die Here dien. En die feit dat jy 'n pad van heiligmaking met die Here stap. Jou sanctification en glorification pad stap saam en begin jy eintlik al die Here loof en eer. David?
Toe jy tot bekering gekom het, wanneer was dit? Toe begin iemand sê, hoorie, kyk Jesus in daai ou se lewe. Dis heerlikheid. Jy kon dit nooit reg gekry toe jy in hierdie natuur gesit het nie. Jy kan nie Jesus verheerlik nie. En daarom het hy nodig om die versoeningsoffer te word, sodat hy jou weer in 'n regte verhouding met Vader kan sit, sodat jy hom weer kan verheerlik met alles. So vers 23, almal het gesondig en kom kort die heerlikheid van die Here. Is dit nou jy? Nee, jy is wedergebore Christen. Kom nie meer kort die heerlikheid van die Here nie. Jy dra nou die heerlikheid van die Here. Jy skyn nou die heerlikheid van die Here. Goed, jy is by vers 26, hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Goed. Dank die Vader dat die Here toe jy 'n sondige natuur gehad het en jy sonde gehad het, dat hy jou nie gestraf het nie. Ons sal nog terugkom in ander stukke van Romeine daarin. Maar weet julle, partykeer dan dink ons, ek wens die Here straf 'n bietjie daai ou. Wow, stop net 'n bietjie. Die Here het in 'n tyd van genade, toe jy 'n sondaar was, jou nie gestraf nie. Begin net deur vir die Here dankie te sê daarvoor, en dalk so 'n bietjie te dink, dat die Here eerder nie die ou moet straf wat jy wil hê hy moet straf nie. Maar eerder sy genade nog vir 'n tyd lank oor daai ou moet hou, want daar's 'n tyd van genade, van sonde wat daar nog was, wat die Here verkies om nie te straf nie. Dankie tog vir dit. Imagine die Here het jou gestraf vir waarvoor jy verdien het, in die tyd toe jy in jou sondige natuur geleef het. Maar hy het gekies om dit nie te doen nie. En toe die versoeningsoffer kom, daai woord versoeningsoffer is die Engelse woord propitiation, die een in plek van, die plek van 'n offer, van die offer wat hy gemaak het, ons tyd is om. Toe hy dit doen, toe vergewe hy al hierdie sonde wat hier is. En ons wat nou 'n pad met hom verder stap in heiligmaking, nee, is nou totaal en al vergewe. Hy het ons, as ons in geregtigheid met die Here staan ons skoon voor hom, reg voor hom, want die sonde van ons vorige lewe, van ons sondige natuur is vergewe. So as ons oor natuur praat, sondaar, jou stand in Christus, is jou nuwe stand heilig, skoon, rein, reg voor die Here, regverdig verklaar, geregtig verklaar. Nou stap ek en jy met die Here 'n pad hier. Hier is jy in 'n toestand soos die Here jou sien, asof jy nie sonde het nie. Maar ons sê vir mekaar, ons as Christene het ook nog sonde. Maar nie meer omdat ons sondaars is nie. Ons is nou kinders van God, geheilig, regverdig, skoongewaste kinders van God. Jy mag jouself nie meer, by the way, 'n sondaar noem nie. Jy is nou 'n kind van God, wat stoei met sonde. Dis jou realiteit. Maar jy is nie meer 'n sondaar nie. Dis heeltemal iets anders. Lees gou klaar daai verdere vers. Vers 26. Ja, ek soek hom net. Wat sê nou? Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. So hoe lyk sy oordeel vir my en jou nou? Hy spreek ons vry. Daar's nie meer oordeel oor my en jou se sonde nie.
En dis hoekom ons kom nog nie eens by vers 27 nie, ek dink ons moet volgende week so 'n bietjie aangaan by 27 tot 31, maar tot by vers 21 tot 26 van hoofstuk 3 is 'n opsomming van die hele Romeine verder, wat hy eintlik net sê, julle, dis wat hier gebeur het. Hy is besig om net vir jou hierdie prentjie te teken. So as dit voel vir jou, sjoe, hierdie is moeilike terme, hy's net eintlik besig om die evangelie in 5 verse op te sê. Maak dit vir julle sin? Goed. So moenie skrik vir daai diep terme nie. Ek sê weer, dis 1 versie in die Grieks en daarom klink dit baie lomp, maar Paulus is net besig om die gospel, hierdie prentjie van ons, vir ons in kort te verduidelik. Ja, maar Wouter, vir volgende week, Yes. dan gaan ek vir jou vra. Daai stuk waar Jesus gekruisig is en af is, Na die hel toe, Na die ter hel helle neergedaal het. Ja. het hy toe gaan preek Ja. vir al daai ouens in die Ou Testament om hulle in daai stand te kry. Jy praat nou van Shehu, Ja, en kom ons praat volgende week oor daai Ja, moeilike. so ek gee Vra jou my een weer. heads up. Eish, Okay, maar dis herinner reg. my. Maar, want, Jesus sê vir die man aan die kruis, Ja. vandag sal jy nog saam met my in die paradys wees. Nie in die hemel nie. Laaste ou in die paradys, eerste ou in die hemel. Maar ons sal volgende week daaroor praat. Here, dankie dat ons hierdie mooi gedeelte kan begin lees. Ons het nou vir baie verse gelees van die sonde en die moeilike moeras van sonde waarin Paulus beskryf hoe ons nie in die hemel kan kom nie. En dan hierdie mooi gedeelte. Here, mag ons hierdie 5 verse in Romeine 3 koester as ons evangelie en daaroor gaan dink en besef, Here, U koop ons vry. U maak ons los van sonde, U spreek ons vry, U gee ons 'n nuwe natuur, U verruil U natuur vir ons met ons sin. Ons mag nou kinders van God genoem word. Dankie Jesus. Amen. Amen. Dankie julle. Sien julle volgende week.